ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kan kuier Annelien van Taden. Ons doen vandag 'n bietjie gemeenskapsdiens en watter groot rol Sandpark speel in ons dorp. En ons sien uit om te hoor, wat is julle resultate, hoe besig is julle, want julle is 'n baie bedrywige organisasie en julle doen baie werk. En ons is bevoorreg om jou vanoggend hier by ons te hê, Annelien. Goeiemôre, Barbara. Ja, dankie dat ek weer kan kom kuier het. Dit is vir ons ook altyd lekker om hier te wees en saam met jou te kuier en Live FM se luisteraars. En om ons bietjie meer van Sandpark te vertel, want ek dink nie mense besef die impak van alkohol en dwelmmisbruik op selfs op die persoon wat nie gebruik nie. So bewusmaking is altyd baie belangrik vir ons. En soos ek altyd in Engels sê, knowledge is power. Jy kan net iets verander as jy weet wat aangaan. So baie dankie vir al die geleenthede wat julle ons gee hier by Live FM. Jy is die direkteur van Sandpark en dit is 'n groot verantwoordelikheid, nie? Ja, ek is nou so amper 3 jaar. Ja, is 'n groot verantwoordelikheid, maar is ook 'n lekker verantwoordelikheid, is 'n nuwe uitdaging. En ja, ek sê nou nog vir iemand, kan nie glo nie, ek het 4 jaar gaan studeer vir maatskaplike werk om 'n trekker in die kar uit te sorteer. So ek doen baie nuwe goed. Die nuwe goed. Ja, wat jy as maatskaplike werker nooit sou gedoen het nie, om assuransie uit te sorteer, of die kombuisstoof wat gebreek het, of nuwe beddens aankoop. Ek sê nou nog, ek kan nie eens behoorlik kook nie, maar ek moes 'n hele nuwe dieetplan uitwerk saam met 'n dieetkundige. Wonderlik. So ja, is baie interessant. Annelien is direkteur van Sandpark, 'n baie belangrike organisasie hier in ons gemeenskap. En ons doen vandag 'n bietjie gemeenskapsnuus. En dit is belangrik om te weet wat jy doen en hoe jy die sake hanteer, want jy kom nie altyd met maklike dinge weg nie. Ja, nee, ons fokus baie op bewusmakingsprojekte in die gemeenskap. Soos ek vroeër gesê het, knowledge is power. As jy iets weet hoe om dit te hanteer, is jy bemagtig. En wat baie hartseer is dat kinders al op laerskoolvlak begin eksperimenteer van die ouderdom van 9 jaar af. Nou waar kry jy die middele? Die ding is, hulle leer baie op sosiale media. En soos ek altyd sê, ek kan nie uitstap en ek sal vir jou presies wys waar om Dagga te koop of Crystal Meth, of dit is vrylik beskikbaar. Ek dink dit is makliker beskikbaar as om KFC te gaan koop of 'n koeldrank by Checkers. Dit is op elke straathoek. En wat ook baie hartseer is dat mense dit nie besef nie en dat hulle ontkenning lewe. En om eerlik en reguit te wees, baie skole sê hulle ervaar nie alkoholmisbruik of dwelmmisbruik in hulle skole nie, wat nie die waarheid is nie. Dis ontkenning. Weet, op elke skool se hoek is daar 'n drugdealer. Op elke skool se hoek? Ja. Dit mens kan dit nie glo nie, maar is ongelukkig daar. En kinders is maklike teikens. Dit is baie maklik om 'n kind te beïnvloed en vir hom te vertel, hierdie ding wat ek nou vir jou gee, doen wondere. En ons mense is deesdae baie, kan ek die Engelse woord gebruik, vulnerable. Ons gaan deur baie, ons beleef baie. Die lewe is gejaag, die lewe is moeilik. Ons soek easy, quick, wat noem jy dit? Quick fixes. Ja, quick fixes. Oplossings wat maklik is. Om dinge reg te maak, vinnig reg te maak. En ons kinders gaan deur baie. Pa, ma's geskei. 90% dink ek van kinders se ouers geskei en lewe in
wat moeilik is, weet, my kinders, jou kinders, ons kinders, ja, dit is groepsdruk op kinders, hulle moet, vandag moet hulle presteer, hulle moet goed wees in sport, hulle moet goed wees in akademie, hulle moet goed wees in redenaars, Daar word baie eise gestel, nie? ja, baie druk. Ek dink nou dag toe ek 'n kind was, ons is Colford School toe, die grootste druk wat ons gehad het is pauses om Hulpmaster te speel en te wen. Kyk nou, my kinders van laerskoolvlak het sportafrigters. Hulle het mense wat hulle motiveer. Hulle het sielkundige afsprake om hulle te motiveer vir 'n sportbyeenkoms. Dit is, ek sê nie dis verkeerd nie. Dit is, maar die druk is vir my, dis te veel. En baie keer voel ek is net nie goed genoeg nie. Miskien help hierdie my om beter te wees. Ja, en hulle is vir my nie kind nie. Hulle jump daai fase. Hulle gaan dadelik oor na vir my na volwassenheid toe. Ja, maar soos ek sê weer eens, ek sê nie dis verkeerd nie. Dis net bekommernisse wat ons sien by kinders en ouers wat net nie teenwoordig is nie. 'n kind sal sê hy sal liewerste 'n Pep T-shirt aantrek, maar sy ma werk te lang ure om 'n Billabong of 'n Adidas T-shirt vir hom te koop. Maar hulle wil dit nie hê nie. Hulle wil nie Adidas stekkies hê nie. Hulle wil teenwoordigheid hê, liefde, aandag. Alles dit net vir 10 minute. Maar baie ouers gaan werk uit om vir hulle kinders te dink, as hulle vir hulle dier goed gee, Brandon goed gee, is dis liefde. Dit is nie liefde nie. 'n kind wil om 'n kombuistafel sit en gesels in sy Pep T-shirt met jou. Ja, hy wil daai kontak hê, nie? Ja. En weet jy, mens moet ook onthou, 'n tiener gaan ook maar deur storm en drangjare. Ja, dis ook, dis wel ook moeilik, want is jy nou nog 'n kind, of word jy nou groot, en soos ek weer eens die druk, jy moet goed wees in rugby, jy moet goed wees in atletiek, akademie, ja, dis te veel goed. Ek dink, die skole gaan my vandag kruisig, maar ek dink dit raak te kompeterend. In my dae was net netbal en rugby. Nou het skole skuifskiet, boogskiet, fiets, wedrenne. Ja, dit is, dalk voel ek maar net oorweldig, maar Ja, dit is baie dinge wat eise stel aan 'n kind, nie? Ja. En maar dit is nou vir my skokkend wat jy sê dat daar op elke hoek 'n drugdealer is van 'n skool, nee. Baie net waar sy 'n teikengroep. Ja, net soos ek sê, is baie maklik om dwelms te kry. En soos ek sê, kinders is vulnerable, hulle is maklike teikens, en die drugdealer weet kinders gaan deur baie dinge, so dit is vir hulle maklik om hulle produk aan 'n kind te verkoop. En ek het nou ook op Facebook gesien, in baie skole word searches gedoen. So jy sal nie glo wat kinders in hulle tasse het, of rugsakke nie, dis skare en goed wat jy gebruik om dwelms mee te gebruik, dagga wat 'n kind verkoop, dwelms wat 'n kind verkoop. Ja, en daar's soveel faktore wat 'n rol speel, armoede. Daar's soveel oumas in Alabama wat dagga verkoop om haar kleinkind groot te kry. Armoede, hoe maak jy 'n kind groot op R550 'n maand? Dwelms het ons besef nie, ek dink nie die gemeenskap besef elke dag wat se invloed het dwelms op ons nie, al gebruik jy nie. As jy gaan kyk, as jy nou hof toe gaan, 90% van kriminele sake, daar het dwelms 'n rol gespeel. Sure. Jy kan terug, as jy dit gaan ondersoek instel, dwelms was betrokke. En dit vir my, jy waar begin dit gewoonlik? Waar is die eerste stap wat geneem word? Ek dink, dit begin baie onskuldig.
jy trap in die strik, en soos ek altyd sê, as 'n ouer sigarette rook, kan jy nie van jou kind verwag om nie te rook nie. Hoe sê jy vir jou kind, jy mag nie sigarette rook nie, maar jy sit voor hom en rook. Of jy sê vir jou kind, jy kan nie drink nie, maar jy drink elke naweek en jy is sosiaal elke naweek. Ouers speel 'n belangrike rol, hulle is rolmodelle vir hulle kinders. 'n Kind sien, doen wat hy sien. 'n Kind doen nie wat hy hoor nie. 'n Kind volg jou gedrag. Hy sien jou gedrag raak as persoon. So, en soos ek sê, dit is, baie kinders kom uit, deesdae uit gebroke huise, pa's nou net weg. Dit is 'n groot, jy weet, 'n krisis daar. Okay. Om aan te Verwerping. pas in 'n nuwe gesin en dan nou om jou jy weet, standvastig te bly. Ja, dit is nie maklik nie. Ek sê nie, dit is verkeerd of alle gesinne is so nie, maar dink jouself in, is pa se kinders, ma se kinders en dan is saam kinders. Dan is daar 5 kinders in die huis dalk. Elkeen het 'n ander persoonlikheid, elkeen kom uit 'n ander omgewing, 'n agtergrond, en nou moet ons saam werk om dit te laat werk, wat nie maklik is nie. En dan volg mense die quick fixes van moontlike dwelm en alkoholmisbruik om dit bietjie verligting, maar wat ekstra probleme veroorsaak. So ek sê, weer eens, dit is net, ons het dalk makliker groot geword, maar ons kinders het baie druk, het rarig baie druk, en hulle word dan baie blootgestel, en ons het nie sosiale media gehad nie, ons was maar dom geweest as kinders, ons het maar biblioteek toe gegaan en deur die encyclopedia geblaai en geleer, maar vandag druk jy net in crystal meth, en jy weet presies alles oor crystal meth, jy druk, het is my verstommend, jy kan indruk hoe om selfmoord te pleeg, dan wys hulle vir jou video's. Dit is, sosiale media is 'n wonderlike ding, maar 'n ewel ook. Daar's 'n fyn lyn tussen goed en sleg. Ja, so, ja, dit is, ons kinders kry swaar, en dit Dis nie maklik nie. is nie vir hulle maklik nie. En hulle moet, maatjies is ryk, en ons is nie so ryk nie, maar ons moet dieselfde kan bekostig as ons ryk maatjies, en daar is soveel, soos ek reeds genoem het, soveel druk, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Ja, Ja, en jy moet oorleef in 'n moeilike situasie, nie. en jou kinders word geboelie en gebody shame, en jy moet mooi wees, en jy moet ryk wees, en jy moet goed wees, en jy moet in alles goed wees, en dan kry jy die arme kind, wat sy bes probeer, maar hy kry net 'n B. Ek het 'n absolute renons in prysuitdelings, en as iemand sê, jy pluk die vrugte vir jou harde werk, wat van daai kind wat net 'n C kan kry, maar hy werk om dood om daai C te kry, of daai B, Hy werk nie maar hy so. kry nie erkenning nie, maar al die A en A+, kry alles. Dit is vir my, dit is vir my nie reg nie. Ja, dis skokkend om te dink, daai kind moet in daai milieu oorleef, en hy moet ook goed voel oor homself, nie. Want sy potensiaal is net 'n B, en hy doen alles in sy vermoë om daai B te kry, maar hy word nie erken nie, want al die A+'ers, nie dat ek hulle dit gun nie, maar hulle kry al die aandag, en hulle word leerling raad, en hulle dit en dit en dit, soos ek sê, ek diskrimineer teen hulle nie, ek gun hulle dit, maar ons moet kyk na die ouetjie wat ook nie so goed is nie, maar wat sy bes probeer. Wat ook sy bes doen, nie. Ja. Annelien is so interessant, want die maak 'n wêreld vir ons oop, wat ons nie elke dag aan dink nie. Nee. Ons gaan nou luister na musiek, en dan kom ons terug, en dan kuier ons verder. Annelien, ons kuier nou so lekker saam met jou. Jy is direkteur van Sanpark, 'n gevestigde organisasie wat 'n groot verskil maak in Klerksdorp, en julle reik uit buitekant toe na ander dorpe, maar julle groei en julle
doen so baie vir die gemeenskap. Maar sê my, waar begin dit? Waar kan ek my kind verhoed om nie daar in daai struik te trap nie? Ek dink die belangrikste is dat ek, soos wat ek reeds genoem het, is nie altyd maklik nie, ons is almal net mense, maar wees 'n rolmodel vir jou kind. As jy rook, sigarette rook, kan jy nie vir jou tiener van 15 jaar sê hy mag ook nie rook nie. Wat is jou rede? Wat sê jy vir jou kind, hoekom mag hy nie rook nie? En 'n ding begin baie onskuldig. Alkoholmisbruik kan begin ook, kan op die ouderdom van 16 jaar begin. Byvoorbeeld, pa sê vir sy seun op 'n braai, ag, jy's nou 16, hier's 'n bier vir jou, drink 'n bier. En dan kry die seun of die dogter 'n gevoel van, hierdie een bier maak my relax en maak my kalm. En dan voor jy sien, wil jy 8 of 9 biere drink. Ouers moet 'n gesonde leefstyl lei. Soos ek sê, dis nie maklik nie, ons is net mense, ons het almal foute, ouers is nie volmaak nie, maar En maak hom van werk af en sy is baie moeg en gefrustreerd. En sy gooi vir haar glas wyn in. Dis die manier wat sy ontspan, nie? Ja, en dit is klare red flag. Hoekom moet jy met 'n glas rooi wyn ontspan? Hoekom moet jy dit gebruik om jou te kalmeer? Dit moet al klaar vir jou 'n gevaarteken wees en sê, oeps, ek is nie op die regte pad nie. Laat ek iewers liewerste om die huis te draai loop. Dit klink nou simpel, of sit in die tuin en ontspan, maar En daarmee saam gaan gewoonlik of dikwels of kalmeerpil, nie? ja, want die glas rooiwyn oor 3-6 maande is hy nie meer genoeg nie. Hy gee my nie meer daai selfde effek as wat ek die eerste keer gebruik het nie. So ek soek iets sterker. Soos, dit begin baie onskuldig. 'n Kind begin met 'n sigaret en dan gebruik hy dalk vir 1 jaar sigarette en dan kry hy nie meer daai gevoel wat hy met die eerste sigaret gekry het nie. Dan is dit oor na 'n dagazol toe, wat hy dalk vir 'n jaar ook gebruik, maar dan is dit ook nou nie meer snaaks nie, en jy kry ook nie meer dieselfde gevoel nie, so dan moet jy oorgaan na jou harde dwelms toe. Dan begin hulle met kat, en kat is dan ook nou nie meer goed genoeg nie, dan is dit crystal meth. Nou rook 'n mens kat. Jy kan dit rook en snuif. Crystal meth kan jy ook rook, snuif en spuit, en dan kom jy by die gevaarlikste ene, wat die moeilikste is om van te onttrek, is dan heroïne. En hy is die gevaar, nie dat die ander dwelms nie gevaarlik is nie, maar hy is die gevaarlikste. Hy is gewoonlik, as jy heroïne gebruik, dan moet jy besef, jy is baie naby aan die einde. Nie, ek sê negatief nie, daar's altyd hoop, daar's altyd lig, maar dit is 'n verwoestende pad. En dit my, daar's baie van hierdie insidente in Alabama, nie? Ja, is oralste. Ons het baie luisteraars van Alabama, Ja. En jy weet, dat se raad kan ons vanoggend vir hulle gee. Soos ek reeds genoem het, dat ja, dis maklik vir my om te praat, ek sien daai persoon se skoene nie, en die lewe is nie maklik nie, maar wees daar vir jou kind. Al is jy die ouma, al is jy die oupa, ek sê nie die oupas en oumas is daar nie, maar wees daar vir jou kind. Luister na hom, ondersteun hom, want by ons tienerafdeling, die grootste rede is hoekom kinders dwelms gebruik, is hulle voel verwerp. Wat is daar verwerping? Hulle pa het verdwyn, hulle weet nie wie is hulle pa nie, ma wil nie daaroor praat nie, sy is nog kwaad vir pa, praat met mekaar, oop kommunikasie, kry hulp vir jou kind, as jy sien, moenie soos 'n volstruis jou kop in die sand gaan druk nie. Dis nie 'n skande nie. Kry eerder hulp.
mense is, al is dit nie ons nie, daar's sielkundiges, daar's beraders, daar is dominees, daar's pastore, wat jou met dit kan help. Aan die einde van die dag, maar moenie, en as jy nie hulp iewers te kry nie, dan gaan jy na die volgende plek toe. Maar jy gaan aan, totdat jy hulp het. Soos, ek dink nou aan Ellen Plakkies, nee. Ja, Ellen Plakkies, ja. Wat so hulp gesoek het. Vir burgemeester. Ja, ek het gister gesien, wat so oralste hulp gesoek het en die deur is en haar gesig toegeslag. Sy kon net nie hulp kry nie. En sien, dis wat gebeur het, dis die gevolg, die konsekwens van omstandighede. So, soos ek sê, dit is maklik om te praat, maar kry hulp, praat daaroor, is nie 'n skande nie. En ons besef nie altyd wat se invloed het byvoorbeeld 'n man sal ook al misbruik op sy vrou, op sy kinders. Dis ook nie vir hulle maklik nie. Weet, dis ook nie lekker om jou man wat drink uit 'n kroeg te gaan haal nie. Daai vernedering, daai skaamte, en dan kom pa dronk by die huis en daar's nie elektrisiteit nie en daar's nie kos nie en ma moet 'n plan maak vir kos. So sy word moeg en depressief. So dit het 'n effek op die kinders se skoolgelde word nie betaal nie. Of maatjie sien my pa dronk. So soos ek reeds genoem, mens besef nie die impak van alkohol en dwelmmisbruik. Dis is 'n klippie in 'n dam, dit sirkel, dit krom so uit, nie? Die ripple effek wat dit op mense het, selfs mense wat nie drink nie. Soos ek altyd sê, ek klim dalk onder die invloed in my kar, ek ry jou kind vas en hy beland in ICU. So ek het jou lewe met my alkoholmisbruik negatief beïnvloed. So ek kan dit nie genoeg beklemtoon. Mense dink, mense is te ernstig daaroor, mens moet sosialiseer, mens moet bietjie ontspan, maar hoekom moet jy moet ontspan met 'n bier? Hoekom moet jy ontspan met 'n glas wyn? Daar's ander goed om mee te ontspan, ander goed om te doen. Ek sê nie mens moet drink nie, mens kan verantwoordelik drink. Alkohol en dwelmmisbruik word 'n probleem wanneer dit jou en die mense rondom jou negatief beïnvloed. Wanneer jy besef, ek doen dit nou te veel, nee. Wanneer dit jou 4 lewensareas negatief beïnvloed, fisies, psigies, jou verhoudings, jou werk, en wanneer dit ook as jy 'n Christen is, wanneer dit ook jou Christen lewenswyse beïnvloed. Ja. So dit kring so wyd uit. Right. En wat baie skokkend is, alkoholmisbruik en dobbel word al hoe meer. Dit die twee gaan hand in hand. Dis daar, ja. Ja, want jy verloor perspektief, nie? Ja, totaal en al, dit is asof dit jou blind maak. En nie baie van die pasiënte nie, maar die pasiënte sal vir jou sê, niemand besef hoe erg is daai craving nie. Hulle sê, hulle sal moor vir dit. Hulle sal jou vermoor vir jou R20 om 'n fix te gaan kry. Hulle sê is asof jy raak wild. Jy moet dadelik jou craving bevredig. Dis hoekom, soos ek sê, daar is soveel kriminele sake wat verband hou met alkohol en dwelmmisbruik. Ja, kyk, die 4 kinders wat in daai ongelukkie was in Plataanlaan daarbo. Dis alkohol en dwelmmisbruik is betrokke. So dit is, Ja, dit was 'n groot tragedie, nie? Ja, dit was baie hartseer. 4 jong kinders in die vrede van hulle lewe. Ja. En dink net hoeveel invloed het dit op hulle gesinne gehad. Ja, en dink nou, wat se invloed het dit op daai bestuurder? Hy moet die res van sy lewe met sy gewete saamlewe. Ek het 4 kinders vermoor. As hy 'n gewete het, nie lelik bedoel nie, maar dit kan 'n invloed op sy lewenswyse hê. So ja,
soos ek sê, ons besef nie die impak nie. Dit is, ons drink, ons is happy, ons is klim vanaand in die kar, ons ry huis toe, is okay. Maar as jy wil regtig partytjie hou en jy wil drink, laat iemand jou dan huis toe vat. Ja. Wees net verantwoordelik. Bring nie, maar nou ongelukkig, alcohol en dwelms, hoe meer jy gebruik, hoe laer word jou verantwoordelikheidsin. Jy word asof jou brein lam word. Jy besef nie wat jy doen nie. Ja, dit tas jou aan. Ja. En En dit kan so maklik gebeur, Annelien. Verskriklik, soos ek sê, dit gebeur so onskuldig. Ja, mens in die strik trap. Ja. En 'n mens besef nie dat hoe erg die invloed van daai alkohol op jou is as jy alkohol gedrink het en jy klim in 'n kar. Ja, jy dink jy is nog in beheer en eintlik is jy glad nie. En weer eens dan stel jy ander mense se lewens in gevaar. En dit wat nie regverdig is nie, want jy probeer sober lewe en jy probeer gesond lewe en jy probeer om nie 'n gevaar vir ander te wees nie, maar dan kom 'n persoon en hy is 'n gevaar vir jou. En soos ek sê, dink jouself in, jy as ma lewe elke dag saam met jou seun van 22 wat verslaaf is aan crystal meth en hy breek die huis af. Hy rand jou Hy aan. verkoop jou goed. Hy verkoop jou mooi, jou goed waarvoor jy so hard gewerk het. En dan moet jy 'n fyn lyn hê, ek moet my kind lief hê, ek moet hom ondersteun en hy rand my aan. Besef nie daai dinamika waardeur mense gaan. Ja, hy rand jou aan op die einde, nie? Want hy sal jou aanrand vir 'n paar rand. Ja, hy sal jou doodmaak vir jou DVD-player of jou televisie. Om dit te gaan ingee. Ja, te gaan verkoop. Hy verkoop het om die hoek vir R20 vir die volgende week as die televisie R8,000 werd. So dit is skokkend, nie? Die pasiënt sal ook vir jou sê, het geen gewete. Hulle verloor heeltemal perspektief. As jy daai TV steel en dis nie net mense wat swaar en arm kry wat dit doen nie, dit is geleerde mense wat dit ook sy ma se televisie vat en gaan verbrand. Wat dit nie gebeur. Dit gebeur met almal, van arm tot ryk. Ons kuier nou so lekker, maar ons gaan nou eers na musiek luister en dan kom ons terug. Annelien is die direkteur van Sandpark en ons gesels vanoggend bietjie oor hierdie groot probleem in ons dorp en ons wil graag hoor hoe werk dit? Hoe kom 'n mens by julle uit? Hoe kry julle mense om by julle uit te kom? Enige persoon wat hulp wil hê, wat bereid is om opgeneem te word, kan by ons vir hulp aanklop, maar gewoonlik word die persoon verwys deur sy werkgewer of deur 'n dokter of 'n pastoor of 'n dominee of self of deur die familie of skoolhoof, want ons het 'n tienerafdeling ook. En die ding is dan neem ons die persoon op. Ek dink die eerste week is dalk die moeilikste, want dan is dit die onttrekking fase en waar hulle dan onttrek met mediese hulp onder toesig van 'n dokter en 'n verpleegpersoneel. En dan van die tweede week af is dalk bietjie makliker as die detox, maar nog steeds hartseer, want dan moet hulle begin hulle probleme op die tafel sit en oor hulle probleme by die huis gesels. Wat maak hulle alkohol en dwelms gebruik? Dan moet daar 'n klip wees wat uitkom. Dan begin hulle met hulle groepterapie saam met 'n maatskaplike werker en 'n sielkundige. En dan in die middag het hulle individuele sessies saam met 'n maatskaplike werker en die sielkundige en 'n psigiater. En dan het ons ook 'n finansiële adviseur, want alkohol en dwelmmisbruik beïnvloed jou finansies baie erg.
En dan het ons ook indien nodig, as die persoon dalk 'n saak teen hom het, kry ons hom hulp van 'n prokureur. En ons het ook 'n dieetkundige, want baie pasiënte is ondervoed of oorvoed. Hulle het net nooit na hulle gewig gekyk nie. En so ja, ons is 'n multi-professionele span, want dit raak, soos ek reeds genoem, met al 4 lewensareas. So ja, en dan het ons ook pastore in die oggende. Elke oggend 7:30 het ons dan wat ons noem 'n devotion. En dan Sondag het ons 'n pastoor wat kerkdienste kom hou vir ons pasiënte. Pragtig. So ons probeer aan al 4 lewensareas aandag gee en dit weer opbou, want met dwelm en alkoholmisbruik is daai afgebreek. Daar's niks oor nie. Mense kom in met niks. Emosioneel, fisies, niks. So dit begin, jy moet begin weer opbou. Dis So die mens by die begin vat en hom opbou. Dis klink lelik om te sê, eerste week moet mens eers weer maniere leer. Jy moet sê, asseblief, dankie, moenie gil nie, dis nie nodig nie, praat rustig, praat kalm, hier kommunikeer ons, ons sê hoe ons voel, maar op 'n respekvolle manier. Ja, dit klink verskriklik, maar eerste week leer jy hulle eers weer maniere, want dis alles weg, daar's geen social skills nie. Jy moet hom leer, mens drink uit 'n glas uit water nie, of koeldrank sommer uit die bottel uit nie. Mens praat nie so met 'n vrou nie, of 'n vrou praat nie so met 'n man nie. Hulle kom in met die skeleton, met die geraamte, en jy moet weer die vleis terugsit. Ja. Sjoe, so jy moet regtig by die begin van die mens wees. Yes, ja. Jy begin stelselmatig bou. Dis net in 4 weke of 5 weke kan mens nie alles reg kry nie, maar ons gee hulle skills as hulle huis toe gaan, hoe om dan probleme by die huis te hanteer. En ja, want die huweliksprobleme gaan ons nie in 4 weke uitgesorteer kry nie, of probleme met my kind nie. Maar wat ons gewoonlik doen is, ons verwys hulle na buite sielkundige toe, vir buite maatskaplike werker toe. En dan het ons ook opvolggroepe, soos ons is nou hierdie week, vandag juis in Rustenburg, ons nasorggroepe, wat ons doen, waar ons elke maand opvolg, hoe gaan dit met die pasiënt, ons doen, en dan wat baie ook belangrik is as die persoon by ons in Sandpark is, doen ons familiesessies. Die familie word ingeroep, hulle het sessies saam met die pasiënt. As hulle ver bly, die familie, dan doen ons dit oor die telefoon of videocalls of online met die familie, ja. Dan bereik jy die familie so. Ook, ja. Of die werkgewer of enige persoon wat 'n belangrike rol in die persoon se lewe speel en wat hom gaan ondersteun as hy ontslaan word. So hulle word almal by die terapie beïnvloed. En die ding is, dit klink baie hartseer, maar daar kom pasiënte in, hulle weet nie, hulle bad nie, hulle het opgehou bad, hulle het opgehou stort. Daai basiese goed moet jy eers weer terug in plek kry. Klere is vuil, onnet, hare is lang. So jy moet, soos jy sê, eers die basiese weer in plek kry, en dan, en dis wonderlike mense, almal het 'n storie, elkeen is uniek. Soos ek altyd sê, as jy dwelms gebruik, beteken dit nie jy is 'n slegte mens nie. Nee, glad nie. En dit raak almal van ryk tot arm, vroue, mans, kinders. Ja. In verskillende ouderdomsgroepe en verskillende vlakke van die samelewing. Ja, enige ouderdom van 9 tot 90 word geraak. Van 9 tot 90? Ja. My aarde. Ja, mense, dit is, soos ek sê, is 'n baie interessante veld om in te werk, 'n hartseer veld. Maar en wat mooi is om te sien 'n persoon wat 30 jaar
dwelms gebruik het, is nou al 14 jaar skoon. Oeh, dis 'n wonderlike gevoel, mens. Ja, wat die lig het aangegaan en daai persoon het daai besluit gemaak van ek gaan nie verder meer so lewe nie. Ek beïnvloed myself negatief, ek beïnvloed my familie en die mense rondom my negatief. En dan baie van die sober pasiënte na die tyd sal ook vir jou sê, hulle het soveel gemis in die lewe. Dis baie lekkerder om sober te wees as elke dag om op 'n high te wees. Net om jou volgende fix te soek is al stresvol. Want jy Dis weet nie waaroor dit jou dag vir jou gaan, net om 'n fix te kry. waar gaan ek weer geld kry vir my volgende fix? Terwyl hy die fix gebruik, dink hy al aan die volgende fix. Waar gaan ek die volgende R50 kry, die volgende R100? Waar gaan ek nou iemand benadeel? Waar gaan ek iemand nou manipuleer vir R200? Jy weet, daar is niks goed in dwelm gebruik nie, niks positief nie. Ja, wat kan ek van my ma verkoop om geld te kry, om 'n fix te kry? Ek is dalk vir 'n uur op 'n haai en ek is in die wolke, maar die breinskade aan jou brein vir tydens daai uur is daar's niks goed. Daar's niks, hulle sê vir jou ook nou die tyd, daar's niks positief nie aan alkohol of dwelmmisbruik nie. Maar sê vir my, ons wat nou, ek sal maar sê, 'n gewone lewe lei, waarna moet ons kyk wat ons sal kan raak, ook om iets te misbruik, een of ander ding te misbruik? Wat kan 'n mens misbruik? Ek kan enige ding misbruik. My pa het altyd gesê, enige ding wat te is 'n misbruik. Van kos tot sport. Ek dink ons grootste probleem in Suid-Afrika is, ons is verslaaf aan sport ook. En daarmee saamgaan alkoholmisbruik, sosialisering. Die ding is, alles wat te in jou lewe is, wat jy oordoen en Wat jy nie sonder kan leef wat jy nie. nie sonder kan lewe nie. As jy in die oggende jou oë oop maak en jy soek dadelik jou selfoon, koffie, kos, jy sport, Ja, mens moet maar altyd waak en bid om op die regte pad te bly, nie? om balans te handhaaf in die lewe. As jy, soos jy nou genoem het, die glas rooi wyn elke middag 5:00, dis klaar 'n red flag. Hoekom wil jy dit gebruik om te ontspan? Daar's ander maniere, gesonder maniere om te ontspan. En ja, dus fokus op, moenie 'n ding oordoen nie. Werk, Ja. mense raak verslaaf aan werk. Mense, ja, En hulle vlug weg van die huis af. Van die En realiteit. daar's konflik by die huis. van die realiteit af. Ja, en dis nie lekker om probleme te hanteer nie, en dis hoekom mense quick fixes gebruik. Want baie keer as 'n man alkohol misbruik, is hy dalk rustig. Waar hy dalk as hy sober is, aggressief is. So dan is, ja, dit is, maar dit is nie gesond nie, want nou gaan hy in sy kar klim en iewers teen ry en 'n ongeluk veroorsaak. Ja. Hy is miskien Iewers nou gedink rustiger, maar hy's 'n gevaar vir ander. Daar's soveel dinamika in met alkohol en dwelmmisbruik. Dat, weet, ons kan hier sit vir 2 jaar en gesels daaroor. Ja, soveel dinge kan met jou gebeur. Maar as ek vandag die boodskap kan tuisbring is, neem dit ernstig op. Moenie alkohol en dwelmmisbruik as iets lig sien nie. En moenie vir jouself sê dit gaan nooit met my gebeur nie. Wees waaksaam. Ja. En leer jou kinders van jonk af oor alkohol en dwelmmisbruik. So die belangrikste is wees waaksaam. Wees waaksaam. En besef dit kan met my ook gebeur. En as dit met my gebeur het, daar's hulp beskikbaar, nie noodwendig altyd by Sandpark nie, by enige plek wat alkohol en dwelm hulp aanbied. Kry hulp
dis nie 'n skande nie, soos ek vroeër genoem het. Kry eerder hulp voordat jou kinders skade ly, jou vrou skade ly, of jou familie skade ly, of wie die gemeenskap skade ly. Ja. Annelien, dit was nou vanoggend vir my baie interessant om met jou te gesels. Baie dankie vir dit wat jy vir die gemeenskap doen. Want jy haal moeilike mense uit en jy maak hulle lewe beter. En jy maak 'n verskil in mense se lewens en daarvoor haal ek my hoed vir julle af. En ook baie dankie vir julle, ons waardeer julle, dat julle vir ons die geleenthede gee om met die gemeenskap te praat oor alkohol en dwelms. Weer eens, knowledge is power. As jy weet hoe om 'n ding te hanteer, maak dit 10 maal makliker om te hanteer. En vra, moenie skaam wees om te vra nie. Dankie vir elkeen wat vanoggend saam geluister het. Dankie vir die verskil wat jy in jou lewe maak en die mense om jou lewe maak. En dankie dat jy altyd weet die Here is in beheer en hy sorg vir ons. Ek bid vir elkeen 'n geseënde week toe, 'n week vol liefde en vreugde. En ons kuier weer volgende Woensdag 11:00 weer saam. Mooi dag vir elkeen.